Ons maak die Bybels oop by Josua. Die volgende klompie geleenthede vanuit Josua. Vandag Josua 1. Die boek Josua, 'n geskiedenisboek, 'n boek wat die geskiedenis van Israel vir ons verhaal, vir ons aantoon hoe Israel by hierdie punt gekom het en hoe die Here met Israel verder stap. Ek raai aan om ook die boek Deuteronomium deur te lees en deur te werk, dat u die geskiedenis agter Josua sien. Deuteronomium staan vir tweede wet. Dis waar die wet die tweede maal herhaal is, maar as meer as net die wet herhaal, lees asseblief Deuteronomium deur. Ek gaan verwys na frases wat ook in Deuteronomium staan, wat u ook moet gaan nalees, maar ons studie van Deuteronomium, wat eerste moet plaasvind, en dan Josua wat daarop volg, is die voorbereidingsgeskiedenis, en daarom vra ek, lees dit asseblief, dit vat die 40 jaar van die woestyntog saam. Israel kom na die uittog uit Egipte, nadat hulle deurgetrek het deur die see, kom hulle by die beloofde land se grens. Verspieters word uitgestuur, en daardie land word verken vir 'n etlike aantal dae. En aan die einde van daardie tydperk, kom die verspieders by die punt waar hulle moet vertel wat het gebeur. Wat het hulle gesien? En dit wat hulle gesien het, moet verklaar word in die bewyse. En dan, as die verslag voorgehou word, daardie bekende verslag, word daar vir hulle gegee 'n 10-man verslag en 'n 2-man verslag. Eers die 10-man verslag sê, die land is mooi, die land is goed, maar ons kan die land nie binnetrek nie, dis te gevaarlik, en ons kan dit nie verower nie. En dan die 2-man verslag wat sê, die land is mooi, die land is goed, maar ons kan die land binnetrek. Die 2-man verslag het bestaan uit die verslag van Josua en Caleb. Die naam van hierdie boek wat ons nou lees, is Josua. Nadat die volk geluister het na die 10-man verslag en die land nie wou binnetrek nie, het die Here sy oordeel uitgespreek oor die 10-man verslag en oor die wat daarna wou luister. En 40 jaar van straf is gegee vir Israel om te wandel en te omswerf in die woestyn, sodat die 10 manne, sowel as die wat na hulle geluister het, sou sterf in daardie 40 jaar. En dan sou 'n oorblyfsel by die land se grens aankom, en dis waar ons nou is. Want 40 jaar is verby, en die Here het hulle gelouter, hy het hulle gevorm en hervorm. En die wat nou by die beloofde land se grens staan, gaan onder Josua verder. Ons lees vanaf Josua 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood, maak jou nou dan klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die hele land van die Hetiete, tot by die groot see, in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed,
om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem. En aan die Reubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse het Josua dit gesê. Dink aan die saak wat Moses die knegt van die Here julle beveel het, toe hy gesê het, die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle en sal hierdie land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het. Maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help, totdat die Here aan julle broers soos aan julle rus gee en hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besitting wat Moses die knegt van die Here julle gegee het oos van die Jordaan teen sonop en dit in besit neem. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons sal stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons luister na u. Mag die Here u God net met u wees, soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oorhoofs in behandeling geneem word. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. En 'n nuwe jaar is gewoonlik gekenmerk, elke seisoen het mos maar so 'n gebruik, en so die nuwejaars seisoen ook so gebruik, dat ons vir onsself sê, ons het 'n plan vir hierdie jaar. Dis dalk 'n hergeskryfde plan op grond van dit wat ons mee gesukkel het in die vorige jaar. Ons wil dit graag beter doen in hierdie jaar. Ons noem dit sommer 'n voorneme, 'n nuwejaars voorneme. Nou, onlangs moes ek vir iemand vra, nou gaan ons dit net vir 2 dae doen. Want 'n nuwejaarsvoorneme is 'n baie moeilike ding. Want mense het krag en momentum nodig, het baie energie nodig om 'n nuwejaarsvoorneme te volhou. En die skrywers van gedragskunde, die wetenskap wat dit navors, het al bepaal dat hoe lank neem dit om 'n gebruik of 'n gewoonte vas te maak as deel van jou. 21 agtereenvolgende dae, dieselfde ding oor en oor en oor en oor. En dan begin ons dit vas lê in ons lewe. Nou, die getal 2 is 19 dae kort van vaslegging. En daarom is dit so moeilik om net in die eerste week van die jaar iets te doen en sê, dit gaan bly. Dit moet hou vir daai week, en nog 'n week, en nog 'n week. En as ek daarmee volhard, sal dit bly. Jy weet hoeveel krag het ons as die hele gesin nie saamwerk nie. Jy weet hoeveel energie het ons as almal nie by die plan bly nie. Dink maar aan die eetplanne. Ons gaan beter eet hierdie jaar. Maar almal eet nie saam nie. Almal eet nie dieselfde resep nie. Ons gaan moeilik die resep volg. Om aan te gaan met 'n plan, het ons nodig dat die plan
konstant herinner word. Die plan konstant hersien word en aangepas word sodat ons daarmee kan volhard. En elkeen wat aan hierdie plan moet deel hê, moet die motivering ontvang. En daarom is daar soveel mislukkings met menslike planne. Want jy het altyd iemand nodig om te druk en te stoot en energie te gee en die plan te herbevestig. En daarom maak ons nie langtermynplanne nie. Ons maak baie keer korttermynplanne en ons deel selfs ons korttermynplanne in nog korter. Sodat ons by die klein stukkies kan hou, sodat ons uiteindelik by die langste kan hou. Kan jy hoor waar staan ons as mens as dit kom by volëinding? Wanneer ons as mens onsself moet ontbloot en sê wie is ons eintlik, wie is ons werklik waar, dan is ons eintlik iemand wat nie kan aanhou nie. Ons is eintlik werklik waar iemand wat nie by planne kan hou nie. Ons sal die plan of verander omdat dit te moeilik is, of ons sal die plan verander oor dit te lank vat. Ons sal die plan moet verander omdat dit nie ons plan is nie, dis iemand anders se plan. Eienaarskap het 'n groot impak op deursettingsvermoë. En kyk maar na die groot korporatiewe stelsels wat suksesvol toegepas is. Hoeveel moet ons buig om die mens by ons plan te kry? En dan slaag ons nog steeds nie daar nie. Wanneer die Here kom met sy groot raadsplan en hy gee dit vir die mensdom, hoe doen hy dit? God se ontvouing van sy raadsplan in hierdie stukkie van die geskiedenis is vir ons kosbaar om raak te sien en waar te neem waar die Here met Israel begin het. Want hier is nou al 'n stuk geskiedenis verby, verlossingsgeskiedenis 40 jaar later. Verlossing uit Egipte is al 'n ou storie 40 jaar later. Het ons al vergeet hoe Egipte was 40 jaar later? Soek ons nog die kos van Egipte 40 jaar later? Waaraan dink ons 40 jaar later? Wat is ons uitgangspunt 40 jaar later? Hierdie gebeur op 'n kritiese tyd in die geskiedenis van Israel. Ons lees aan die einde van Deuteronomium, die man Moses, die profeet van die Here, die een wat hulle gelei het reg deur hierdie woestyntog, is dood. En sy opvolger is nou aangewys. Ons lees vers 1. Vers 1 gee vir ons baie inligting oor wat nou. Vers 1 sê, na die dood van Moses, die knegt van die Here. Wie was Moses? Hy was die Here se knegt. Hy was 'n dienaar van God. Hy was die man van God. Hy was God se leier in die middel van Israel. Hy is dood. Wat gebeur met sterk leiers wat sterf? As hulle opvolgers nie in hulle spore stap nie? Hoe lyk die opkomende geslag se navolging van die wil van die Here? Wanneer hierdie geestelike leier, hy kan dien as 'n koning, want hy het soos die rigters regeer, hy het gesê, so sê die Here, dis 'n profetiese klank, maar hy het gestap voor die volk uit in diens van God. So na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek. Na die dood van Moses, 'n dienaar van Moses. Na die dood van Moses, 'n dienaar van Moses. Kyk mooi hoe die Here dit werk. Hy gaan leierskap gee, en hy gaan seker maak dat die volgende persoon 'n dienaar was van die leier wat die Here gevolg het. En wanneer die leierskap so belyn word, het ons in ons tyd en dag 'n baie goeie voorbeeld van hoe kry ons leierskap hervestig? Hoe kry ons opvolging hervestig? Ons maak seker, ons gaan kies nie vars en nuut nie, maar ons gaan kies uit die bekende, die wat reeds weet waarheen ons stap. En nou het ons die geskiedenis van Josua gehoor. Josua was een van die 12
wat verspied het. Josua was een van die wat standpunt ingeneem het vir die Here teen die leuen. Josua was een van die manne wat 'n geloofstandpunt gehad het en gesê het, ons kan, want die Here sal. En dis daardie standpunt wat in Josua, en as jy Caleb lees, sal jy agterkom, wanneer die land verower word, is Caleb nog steeds soos hy was, as die tweede getuie van God se wil. En hy kry ook 'n prominente plek in die beloofde land. Wanneer Josua, 'n man van God, die opvolgwerk moet doen, is dit belangrik dat die Here besluit het, wie is volgende. En daar's nog 'n merkwaardige saak oor die naam Josua. Hy is nie net die seun van Nun nie, maar sy naam beteken in die Hebreëse taal, die Here red. Die Here verlos. Sy naam beteken, die Here verlos. Blaai vorentoe na die Nuwe Testament en maak oop by Matteus 1 vers 21 en jy lees die vers en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ons het gekyk na die reeks rondom Johannes 1. Wie is Jesus? Hy is die lam van God wat die wêreld van hulle sondes sal verlos. Jesus beteken God verlos. Die Griekse woord Jesus. Die Hebreëse woord Josua. Die Hebreëse woord beteken, wat Afrikaans vertaal word as Josua, beteken ook die Here verlos. Is dit bloot toevallig dat die Here iemand met so 'n naam kies? By die Here is daar nie toeval nie. By die Here is daar nie toeval nie. Hy kies 'n man na sy wil. Hy kies ook 'n man wat sal lei en die verlossingswerk wat Moses die eerste aanskouer van was. Want jy sal onthou, Moses, die man deur God gered uit die water, seker gemaak dat hy verwerp word, hervorm word en gestuur word as die een wat wys dat die Here red. En is in daardie spore wat die Here die volgende een plaas. Want die Here bly red. En hier is die fokus. Wanneer die Here, en dis die tema, wanneer die Here die verlossingsplan wys, sê hy, so lyk my leierskap. So lyk my leierskap. My leierskap is gevestig in my, deur my en tot my. My leierskap, en ek herhaal, is gevestig deur my, in my. Dan moet die krag kom nie van die Josua af nie, maar van die gewer van die naam Josua. Dis waarin sy naam wys. Erkenning word gegee aan die gewer. En is die Here wat elke woord, en jy sal die woord nou baie hoor in hierdie teks, wees sterk en volmoed. Wees sterk en volmoed. Wie sê hy moet sterk wees? Die een wat die opdrag gee. Wie maak hom sterk? Die een wat die opdrag gee. Wie gaan as die sterke voorkom? Die Here, want hy gee dat daar sterkte en krag is. Die tweede saak wat in hierdie gedeelte duidelik na vore kom, is wanneer die verlossingsplan van God sigbaar gemaak word en God dit openbaar, doen hy dit so dat almal weet wat kom. Hy doen dit so dat almal weet wat gaan gebeur. Kyk na vers 2. Die Here sê, trek deur hierdie Jordaan. Hier's die pad. Hierdeur. Ons gaan deur die Jordaan trek. En dan gaan julle stap. Julle is op die voete, reeds op die voete. En as antieke gebruik, waar eiendom oorgedra is, en die een wat die eiendom ontvang, moet die eiendom bewandel. Jou voete moet trap op die plek wat jy besit. Dit is 'n antieke gebruik gewees. En hierdie antieke gebruik weer klink in hierdie woorde. Want raai wat? Hy wat al reeds op hierdie grond getrap het, Abraham, is gesê, daar waar jy loop, sal jy besit. Jakob het weer daar gaan loop. Daar waar jy loop, sal jy besit.
En nou gaan julle hierdeur en julle gaan hier stap en julle sal besit. Wat sê die Here? Hy sê dis vas. Julle gaan hierdeur. Dis die pad. Waar gaan julle loop? Daar gaan julle loop. Oral waar julle loop, gaan julle besit. Dan maak hy dit nog meer vas. Vers 3, elke plek waar julle voetstoel trap, dit gee ek aan julle. Van waar af? Vers 4 sê van die woestyn, van die Libanon tot by die groot rivier. Nou, dis die suidegrens wat eers beskryf word. Die grens aan die onderkant van die land, gaan jy op tot by die grens van die bokant. Die groot rivier, die Eufraatrivier, is altyd daai noordelike grens wat bedoel word as die naam Eufraat daar staan, en aan die land van die Hetiete, en tot by die Groot See in die weste sal julle grondgebied wees. Dan word gepraat van die ooste kant tot by die weste kant. So wat sê die Here? Daar is 'n plek geografies. Daar's 'n kaart wat jy kan teken en die kaart bestaan vandag nog. Israel se grondgebied het deur die loop van die tyd verander. Maar die Here het gesê daardie gebied sal julle sin wees. As jy die gedeelte in Deuteronomium lees, sal jy agterkom daar was 'n oorlog gewees toe Israel by Moab verbytrek. Toe kom hulle by 'n gedeelte waar daar 2 konings regeer het aan die ooste kant van die Jordaan. Dis die eerste gedeelte wat jy gekry het. En daardie konings is verslaan deur die mag van die Here. En ons het in die laaste gedeelte gelees dat hier mense was as 3 stamme genoem. Jy sal sien een van die stamme is Manasse. Dis die seun van Josef. Was so geweldige groot stam dat die Here vir hulle uiteindelik 2 gedeeltes gegee het as grondgebied. 'n Halwe stam van Manasse aan die een kant en die ander helfte aan die ander kant. Van wat? Van die rivier. Die rivier, die Jordaanrivier, en as jy die kaart vat, en ek wil raai tog doen dit, blaai agter in die Bybel, en dan kyk jy na die kaart van Israel. Jy kyk na die kaart van Israel, en ek gaan hom probeer teken so in my geestesoog. Ek het nou nie vir jou 'n prentjie van hom vandag nie, ek sal vir jou 'n prentjie daarvan bring. Maar wanneer ons kyk na die kaart van Israel, en ons kyk na die bokant van die kaart, dan sal jy sien daar so 'n blou kol. Later van tyd word dit die see van Galilea. En dan is daar so 'n blou lyntjie wat reg van bo af na onder toe loop. Dis die Jordaanrivier. So heel bo sien ons die see van Galilea en die water wat afloop is die Jordaanrivier en hy loop uit in die Soutsee of bekend as die Dooie See. Dit verdeel die land letterlik oos en wes. So die 2 kante word daar verdeel. Wanneer Israel by Moab verbytrek, en Moab is so in die suidooste van die land, trek hulle in, en dan kom hulle by 'n punt, en toe hulle daar kom, is daar reeds mense, en hulle was vyandig teenoor Israel, en die Here gee hierdie 2 groote konings se streke in die hand van die Israeliete. En 2 volledige stamme, jy sal hulle naam lees, die Reubeniete en die Gadiete, hulle kry reeds 'n plek. En dan is daar, as ek nou reg oor die 2 name. Ek kom terug na dit toe. Maar 2 volledige stamme en dan die stam van Manasse, die helfte daarvan het reeds aan daardie kant van die rivier gekom. En die Here sê, los al julle vee daar, julle vroue en kinders kan daar bly. Maar die weerbare manne moet saamtrek en die res van die land gaan verower. So 'n gedeelte is reeds aan die ooste kant van die rivier gegee en hierdie ooste kant van die rivier is reeds eiendom van Israel. Daar's reeds vrede, daar is reeds eienaarskap. Maar die res van die land is nog nie verower nie. Dit is waaroor die res van Josua tot by 13 gaan en inteendeel nog verder tot hier in die 20s waar daar gedeeltes is wat nie verower was nie, maar wat nog in besit moes geneem word. Maar die belangrike tweede saak wat ons moet raak sien, nie net is die Here met sy verlossingsplan besig om te sê wie gaan julle leier wees nie. Maar hy sê vir hulle waar gaan julle bly? Wat julle gaan verower is reeds besluit. Nie deur Moses nie. Nie deur Abraham of Isak nie. Glad nie deur Moses nie. Hy was maar die profeet. Ook nie deur Josua is besluit dis die gebied nie. God self het besluit.
En dis baie belangrik om dit te sien. Wanneer die Here die verlossingsplan bekend maak vir Israel, reeds in Egipte se dae het hy gesê, hier gaan dit nie so aanhou werk nie. En die Here bring die verlossing, dis ook sy werk alleen. Die derde saak, sien ons vanaf vers 7. En is seker die grondleggingste van die hele saak, wanneer ons sien die metode wat die Here volg, om motivering daar te hou, om kontinuïteit daar te behou, en 'n uiteindelike saak te bereik wat hy wil. Vers 7 lees, wees sterk, wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. En dit wil ek hier aanraai. Lees deur Deuteronomium vanaf hoofstuk 1. En gaan soek die frase waar die Here sê, hou my wet. Moenie daarvan links en regs afwyk nie. Met ander woorde, moenie 'n ander pad volg nie. Moenie 'n ander interpretasie soek nie. Hoor wat my wet sê, doen wat my wet sê. Luister wat my wet sê. Oordink my wet. Dink aan my wet. Bly dink aan my wet. Laat dit jou gedagtes vul. Deuteronomium 6 gaan dit in besonder sê, wanneer dit 'n herinnering moet wees. Die wet van die Here, baie sterk, 'n fokus deur die geskiedenis van Israel. Is daar dalk 'n rede hoekom die Here so maak? Hy gee 'n geestelike leier. Hy gee die weg en die blyplek. Hy maak dus die grense bekend van die blyplek van hierdie volk. En dan gee hy vir hulle instruksies oor leefstyl. Maar hulle is nog nie daar nie. Hulle is nog in die veroweringsdeel. Maar Deuteronomium het gesê, dit gaan julle leefstyl wees. Dis hoe julle gaan lewe. Wat beteken dit om nougeset te wandel volgens die wet? As ons die samevatting van die wet lees, en ons het dit gedoen, dan lees ons dat die Here sê in sy wet, dat die eerste 4 gebooie impliseer dat ons God sal lief hê met ons hele hart, hele siel en hele verstand. Die eerste gebod sê juis, dat ons God sal erken as die enigste God. Israel staan hier voor die Jordaan, nog nie by die Jordaan, hulle is hier naby die Jordaan. Hulle moet die land betree, en dan sal hulle oorwinning op oorwinning moet deurgaan, en wie bly in die land? Daar was een naam genoem, die Jetite. Jy gaan nog hoor, Jetite, Jewite, Jebusiete. Dis 'n hele lang lys van volke wat reeds woon in Kanaan. Kanaan is nie 'n leë, oop, uitgestrekte gebied nie. Daar bly mense. En hulle beoefen 'n bepaalde godsdiens wat voor die Here afgruwelik is. 'n Godsdiens met die naam van Baal-aanbidding is wat hulle beoefen. En wanneer mense die geskiedenis van Josua lees, sê hulle, o, hierdie is 'n verskriklike deel van die Bybel. Dis net moord en doodslag. Dis waar. Nie dat dit afgryslik is, maar dat daar baie moord en doodslag is. En die vraag is, wat wil die Here sê met hierdie tydvak in die geskiedenis vir die wêreld? Toe, maar ook nou. Wanneer daar een saak uit te spreek is dit, wie se eer is die belangrikste? Menslike eer of God se eer? Wie verdien om verheerlik te word? Mense of die God wat homself openbaar het as die skepper God, die bewaarder God, die God wat alles tot stand gebring het? Wie verdien die eer? Wanneer ons na die Baal-godsdiens kyk, sien ons, Baal word gereken as 'n vrugbaarheidsgod. Daar word gesê, Baal maak seker dat kinders in die wêreld kom. Is dit waar? Hy word beskou as 'n vrugbaarheidsgod, want hy laat die vee voortplant. Is dit waar?
Daar word gesê, Baal, sorg dat dit reën, en die gewasse is baie. Is dit waar? Dit vat ons nie lank om deur die Bybel te blaai, om te sien wat die Here sê oor afgoderry nie. En as ons kyk na 'n houer wat volgemaak word met water, en ons gooi water in water, en ons sien maar hy kom nou naby aan die bokant, en ons gooi nog 'n druppeltjie, en nog 'n druppeltjie, en nog 'n druppeltjie, en dan sien ons daai oppervlakspanning is nou regtig op sy eindpunt. En ons gooi nog 1 druppeltjie. En ons sien daai water begin uitloop. Dan weet ons hy's vol. Nee, hy's nou oorvol. En hierdie prentjie moet vir ons iets sê van God se genade. Want hy sê vroeër in die geskiedenis dat die volke wat tans woon in die land Kanaan se sondes is nog nie vol nie. Met ander woorde, hulle straf is nog nie reg vir voltrekking nie. Hoor mooi wat doen die Here. Die God van die Ou Testament is die genadigste God wat bestaan in die heelal. En vandag word gesê, hy's al 'n wrede God. Hy is die genadigste God, want vir hoeveel jaar is hy bewus van die afgoderry van Baal godsdiens in die land Kanaan en hy laat hulle lewe. Hy laat hulle bly bestaan. Hy laat hulle bly aanbid. Hy bring Israel naby aan hulle. Maar hy laat eers Egipte se oordeel oor afgoderry rigbaar word voor Kanaan dit kry. So laat eers hoor, God het die songod Ra bestraf. God het die afgoderry van Farao is God bestraf. En menige ander afgoderry wat die 10 plaae verteenwoordig. Is sigbaar bewys in die rimpelings van God se oordeel. Het van Egipte na Kanaan toe oorgespoel. Blaai na Jerigo, die verspieders wat by Rahab aankom. Kyk wat sê sy as 'n inwoner in Kanaan oor God se boodskap wat van Egipte af deurgekom het. En wat ons nou hoor, julle is op pad, want God is op pad. Waarom? Want sy is 'n begenadigde. Sy is een wat gaan oorleef. Sy is een wat die verspieders beskerm het. Sy is een wat erkenning gegee het dat die Here van hemel en aarde, die God van Israel, die God is wat bestaan. En sy het genade gekry. Hoekom? Sy was aangaaf. Sy het God verheerlik. Wanneer die wet van die Here in vers 7 tot 9 beskrywe word as die beginsel, word die geestelike leiers se beginsel die wet. Die vereerliking van God as die enigste God. Dis wie moet aanbid word. Hoe moet hy aanbid word? Op die wyse wat die Here gee, geen afgoderry nie. Die tweede gebod sou 'n refrein wees reg deur die skrif, en daar het ons God verlaat deur ander gode in die plek van hierdie God te plaas, en hy word nie meer verheerlik nie. Ons gebruik sy naam, maar hy word nie verheerlik nie. En die tyd wat hy vir ons gegee het, gebruik ons nie meer nie. Kanaan het 'n voorbeeld geword van 'n oordeelsdag. En elke slag moet in hierdie raampie plaas. Het die tyd nou gekom by volledigheid waar die Here 'n tydelike oordeel oor 'n deel van hierdie wêreld gee, sodat almal die getuies kan wees dat God genadig is, want nie almal sterf nie, net hierdie stad. Nie almal gaan dood nie, net hierdie streek. En die Here vervang duisternis met lig. En daar is 'n groot boodskap hierin. Wanneer die Here sy verlossingsplan gee, is hy daarmee besig. Met nuwe leierskap, God se leierskap. 'n Uitgewerkte plan, dis die plek, dis die pad, dis die gebied.
En dan, laastens, dat die Here sê, geloofsgehoorsaamheid is die sleutel. My wil moet geskied. Julle mag nie afwyk links of regs nie. Leiers, julle mag nie afwyk links of regs nie. Moeders, julle mag nie afwyk links of regs nie. Kinders, julle mag nie afwyk links of regs nie. Volksgenote, julle mag nie afwyk links of regs nie. Elkeen wat afgewyk het, Agan is 'n voorbeeld. Die bangoed behoort nie aan jou nie. Agan sterf. Hy en sy hele huis. Die geskiedenis kom. Wanneer die Here besig is, onverdeelde trou aan hom. Kyk ons na ons tyd en dag, sien ons raak wat die Here doen. Ons huil want ons sê ons het nie meer leiers nie. Maar wie soek ons as die volgende leier? En wat 'n lyn van leierskap wat God verheerlikheid staan die volgende leier. Nou sien ons kort 1, 2, ons kort al 3 stoele van leierskap wat die Here wou volg. Van leierskap wat die Here al wou sien. Maak dit sin dat die Here nog nie vir ons 'n nuwe Christelike leier gegee het nie? Want daar is net nie Christen eienskappe sigbaar nie. Is hy met ons genadig? Hy is. Hoe lyk die verlossingsweg wat die Israeliete ontvang teenoor die wat ons ontvang? As Christelike kerk in die Nuwe Testamentiese era in die 21ste eeu waarin ek vandag leef, het ons nog steeds in hierdie nuwe jaar dieselfde verlossingsplan wat gegee was vir Josua. Die prentjie lyk so 'n bietjie anders. Hulle moet nog deur die rivier. Hulle moet nog die land binne. Hulle moet nog sien hoe God oorwin. Hulle moet nog sien hoe hierdie volk agteruit gaan in die rigterstyd. Hulle moet nog sien hoe hulle in ballingskap weggevoer word. Hulle moet sien hoe hulle weer terugkom. Hulle moet nog sien dat in al hierdie tyd van verlossing is die Here nog steeds besig met die Here red. Josua, die Here red. Rigters, die Here red. Konings, na Samuel, die Here red. Ballingskapsvolk, die Here red. Na ballingskap onder Kores, die Here red. Die hemel geopend, Johannes die Doper, daar is die lam. Die Here red. Jesus voor sy hemelvaart, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Here red. Daar is geen ander plan nie. Selfe plan. Wanneer ons vandag wil vra vir leierskap, help ons, wys ons. Die antwoord is die Here red. Waarheen stap jy? Praat nie eers politiek. Die vraag is, wie stap vandag in jou huis? Die Here red. Vaders, is dit ons pad wat ons stap? Die Here red. Die Here beweeg. Moeders, is dit wat ons kinders leer? Die Here red, die Here beweeg. Kinders, is dit ons uitgangspunt om deur elke jaar te kom? Want die Here red, die Here beweeg. Dit is nie 'n voorneme nie. Dis 'n lewensuitkyk. Dis nie net 'n idee vir 'n paar dae in die jaar nie. Dis ons lewensuitgangspunt. Dis ons Christelike lewens- en wêreldsbeskouing. Al bly ons waar. Want nou is daar afgepen. Hier is die gebied van Israel. Nou kyk ons vandag na Israel en sê maar dis dan baie kleiner as wat dit was op hierdie kaartjie. Baie. En Jerusalem word bewoon deur 3 groot godsdienste. Christene, klein groepie. Moslems, Islam en Jode. Dis die stad van God, soos almal sê. En die Moslem kan die Jode nie verdra nie. Daarom die hele gesprek oor Israel en die vryheid van Israel en Palestynë teenoor Israel.
Die geveg van die moslem teenoor Jode oor die ganse wêreld en die sigbaarwording van hierdie stryd teen die standpunt vaste Jode wat in hulle tradisie staan. Iemand het gesê, en ons moet nog toets of dit waar is. Hoekom jaag hulle die Jode? Terwyl ons weet ons het die waarheid weet as Christene. Want hulle staan nog sterker, sê die bron. Hulle staan nog sterker op dat daar net een Messias is. Daar's net een God en ons tradisie staan in hierdie geloofsraamwerk. Want Israel na ballingskap het vasgeraak aan hulle kultuur. Jy kan hulle verplaas waar jy wil. Jy kan hulle sit waar hulle wil. Hulle sal Jode bly in Australië. Hulle sal Jode bly in die VSA. Hulle sal Jode bly in Londen. Hulle sal Jode bly in Suid-Afrika. Jy gaan nie vir hulle sê hulle is Suid-Afrikaners nie. Hulle is Jode in Suid-Afrika. Hulle is sigbaar, hulle staan vas. En iemand beweer dat as wanneer hulle hierdie laaste bastion van standvastigheid verwyder, is die Christene die vinnige maklike stamp. Want dis al wat oorbly. Dan is dit net Islam. Die vraag is dit waar? Is die Christene so klein 'n standpuntstelsel dat die Christendom van hierdie wêreld maklik sê, ag, doen wat jy wil, Islam. Ons gaan nie rimpelings veroorsaak. Terwyl die Judaïsme standpunt vas is, ons sal ons feeste vier. Ons sal staan waar ons staan. Terwyl Romeine 9-11 sê, maar sonder Christus? Standpunt sonder Christus? Dit sal nie deug nie, sê die Here self. Dit het nie gedeug 70 na Christus om Jerusalem te bou nie, want Christus was die tempel, nie die tempel nie. Daar's 'n baie groter saak uit te maak hiervoor, ons kan meer daaroor stil staan in volgende geleenthede. Maar wat is die saak vir Christus? Wanneer die verlossingsplan ontbloot word in hierdie wêreld, kan ons baie duidelik sien daar's 'n stryd tussen lig en donker. En die skeiding is Israel se geskiedenis. Ons, kerk van die Ou Testament, se geskiedenis. Van die begin af was daar lig teen duisternis. Genesis 3 het die Here die vyandskap tussen lig en duisternis bevestig. 3 vers 15, dit word bevestig Kain Abel, dit word herbevestig Noag die vloed, dit word herbevestig Toring van Babel, dit word bevestig in Abraham as die lig teenoor die duisternis. En wanneer Israel die standpunt plek word dit die pad van lig waardeur elke volk moet reis om by Israel verby te kom sodat hulle die lig kan sien. En wanneer die Christene vandag in die wêreld staan, elke volk, taal, nasie, het die wêreld die grootste krisis in die oog. Want ons is oral. In elke land, nie net in Israel. In Israel ook. Onder elke taal. Nie net in Israel nie, maar ook hier. Onder elke volk. Nie net in Israel nie, maar ook hier. Sodat die lig vir die wêreld die hoop van die nasies kan word. Die volmaakte uiteinde in Christus, soos die seun van Abraham, Isak en Jakob moes lees. In jou sal die geslagte van die aarde geseën word. En geliefdes, hoe lyk hierdie verlossingsplan? Hierdie verlossingsplan is omvattend. Israel is besig met die inleiding. In Christus het ons die voleinding. Israel moet 'n beloofde land kry, ons sal die ewigheid sien. Ons is nie besig met aardse grense nie,
maar met Christus se verheerlikingsplan. Mag sy naam verheerlik word in die volëindingsplan van God as deel van sy verlossingsplan vir nou. Aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte as 'n geweldige saak vir getuienis in 'n wêreld wat op losse skroewe probeer staan, dan verstaan ons, Here, waarom U die fondament in U wil geplaas het. Dat U deur die Gees se werk ons kragtig bemoedig, dat U in Christus ons 'n ewige hoop gee, want ons hemelse Vader het ons 'n hemelse blyplek verseker. En dis in hierdie blyplek versekering wat ons wandel oor hierdie ganse wêreld. Waar ons nou woon en waar ons eendag sal woon. Waar ons voorgeslagte moes besef, ons moet trek. En die Here steeds gedoen het, daar waar hulle moes gaan. En so die landskap verander oor die ganse wêreld. Maar U is steeds in beheer. Dankie vir U goedheid en U genade. Dankie vir U nabyheid en U troos. Dankie dat ons weet U is teenwoordig en U is naby. Laat U wil geskied in ons midde, in Jesus naam. Amen.